dankie dat ons vandag kan stil word by u woord. Dankie vir die getuienis van Johannes die Doper, wat ons help om u Here Jesus werklik te sien vir wie u is. Mag die Heilige Gees ons verstand verhelder terwyl ons nadink oor die rykdom van u genade. Mag hierdie tyd ons geloof versterk. Amen. Ek moedig u aan om Johannes 1 vers 29 tot 34 te lees. Ek haal vers 29 aan. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Die Here Jesus is die volmaakte offer, wat deur God self voorsien is, om die skuld van die hele wêreld finaal weg te neem en ons met die Vader te versoen. Wanneer Johannes vir die Here Jesus sien aankom, gebruik hy 'n beeld wat die hart van die Bybelse reddingsplan saamvat. Daar is die lam van God. Vir die Joodse luisteraars by die Jordaanrivier was hierdie uitroep gelaai met betekenis. Dit het herinneringe opgeroep aan die Paaslam in Egipte, die tempeloffers en die profesie van Jesaja oor die lydende knegt wat soos 'n lam na die slagpale gelei sou word. Johannes verklaar dat al hierdie skadubeelde nou in die Here Jesus tot vervulling gekom het. Hy is die perfekte offer, wat die sonde nie net bedek nie, maar dit heeltemal van die wêreld kom verwyder. Gelowiges wonder dikwels of daar werklike blywende oplossing bestaan vir die skuld en die moegheid wat mense elke dag ervaar. In 'n wêreld waar daar dikwels druk is om jouself te bewys, bring hierdie boodskap van die lam van God ware bevryding. Dit is nie die mens wat 'n offer bring nie. Dit is God self wat die offer voorsien. Dit is plaasvervangende versoening. Die Here Jesus neem die straf op homself, wat die mensdom eintlik verdien het, sodat mense die genade kan ontvang, wat slegs hy waardig is. Sy offer is universeel en dit is ook finaal, en dit herstel die weg na die Vader se hart vir almal wat op hom sou vertrou. Johannes verduidelik verder dat sy erkenning van die Here op 'n goddelike openbaring gebaseer was. Hy het gesien hoe die Heilige Gees soos 'n duif neerdal en op die Here Jesus bly. Nou hierdie oomblik was die Vader se amptelike bevestiging dat Jesus die gesalfde seun van God is, wat met die Heilige Gees doop om mense met nuwe lewe te vul. Waar Johannes slegs met water gedoop het as 'n teken van bekering, bring die Here 'n innerlike transformasie wat die mense wese nuut kom maak. Mense hoef nie meer onder die las van skuldgevoelens te buig nie, want die lam van God het reeds die pad herstel. Mag hierdie sekerheid elke gelowige vandag vol met dankbaarheid om as 'n verloste mens te lewe. Watter laste of skuldgevoelens kan jy vandag finaal by die Here se voete kom neerlê en die wete dat sy offer vir jou genoeg is. Here Jesus, dankie dat u die lam van God is wat ons skuld op u geneem het. Ons bely dat ons dikwels self probeer regkom, maar ons rus vandag slegs in u volmaakte offer. Vul ons met die Heilige Gees, sodat ons as verloste mense tot u eer kan lewe. Amen. En aan sy voete vind ek rus.